Laat my begin om vanmôre heel eerste dankie te sê aan Leon, Esteen en Leslie vir 'n fantastiese wonderlike naweek wat ons in die Here gehad het en die baie spesiale boodskappe wat die Here op hulle harte geplaas het. So lekker om te sien dat die Here mense en manne kan gebruik. Iemand sê vir iemand, is die eerste keer in 10 jaar wat ek jou hoor preek. En jy het goed gedoen, hoor. En het is so lekker om dit te hoor. Toe ek dit hoor, toe sê ek, wauw, Here, hier is soveel talent en gawes en vermoë. En hoor gou, dis nie net altyd die prediking van die woord nie, maar ons het in hierdie naweek gehoor, deur verskeie boodskappe, dat God jou bediening wil salf en wil seën. Dalk is jy die besemveer. Doen dit na die beste van jou vermoë. Het jy vanmôre hierdie sangtalent gehoor? Het jy hierdie pragtige kinders gesien? Dis alles bedieninge wat God vir sy kerk gegee het, en dit is so lekker om vanmôre saam met jou dit te kan deel maak. Ek het in hierdie week baie met die Here gepraat en gekuier en by hom gehoor, wat wil hy hê moet ek hierdie Sondag kom bedien, en dan hou 'n mens mos maar baie vas aan gedagtes en jy beplan, maar soos die week aangaan, het die Here my eintlik net in ritme geplaas met dit wat van donderdag aand af bedien is. En daarom wil ek vanmôre met ons praat oor ritmiese, progressiewe openbarings. Want van donderdag aand af is God besig om aan hierdie gemeente te vertel dat hy wil homself aan hierdie gemeente, nie net aan hierdie gemeente nie, maar hierdie gemeenskap en sy mense kom openbaar. En daar is ritmiese maniere hoe God dit doen. Nou, ek weet nie van julle nie, toe Starbucks net in Suid-Afrika gekom het. Is daar van julle? Party ouens sê, Starbucks? Nou Starbucks is hierdie groot koffie franchise wat homself kom vestig het. En ek sal nooit vergeet nie dat daar by Mall of Africa het hy die eerste keer oopgemaak waar ons hom nou ontdek het. En nou die eerste keer toe ons daar was, toe staan die ry so ongelooflik lank. En hierdie kinders van my is super excited, want hulle gaan Starbucks vir die eerste keer kry. En nou beweeg ons so in hierdie ry af, ritmies. En hoe nader ons kom, hoe beter raak het vir my om die menu te kan sien, hè? Want julle verstaan, van ver af is dit bietjie moeilik op hierdie ouderdom ons. Nou, né? So hoe nader ek kom aan die menu, hoe meer begin die meiskinders opgewonde te raak, en nou begin hulle hierdie interessante koffies, hierdie frappes en frappuccinos en al hierdie interessante koffies te sien. En nou sê hulle vir mekaar, wat gaan jy vat? Nou check hulle die menu. En toe hulle daarom nou uiteindelik by my kom, want die manne staan mos altyd laaste in die ry. Toe hulle uiteindelik by my kom, sê hulle, wat soek papa? Cappuccino. My oudste dogter sê, rarig, cappuccino. Ek sê, ek love a cappuccino. Hoorie, so jy's by Starbucks. Vat net iets anderste. Daar is karamel, chocolate latte, ek weet nie wat al die snaakse goeie se name is nie. Hoorie, papa, wil jy nie 'n ice koffie hê nie, 'n ice cappuccino, 'n ice caramel latte with pumpkin spices nie. Nee, ek soek net 'n cappuccino. En ek weet nie of dit in julle huise gebeur nie, maar my huiskinders, hulle hou nogal van toets, hulle kyk. En Wannika koop gewoonlik die duurste ding en drink hom nooit klaar nie. So ek moet daar net so 'n bietjie uithaal hier voor die gemeente.
Maar dan sal hulle gewoonlik as hulle iets gekry het in die begin, dan sal hulle sê proe, dan proe ek. En ek kry 'n gesig as ek proe. So, ek is rarig. Like julle hierdie goed? En soos die koffies ontwikkel het en die frappies en die ijskoffies en al hierdie wonderlike dinge, wie van julle weet wat 'n matcha? Nee, jy't van julle jongens steek nie julle hand op, ek dog julle gaan julle hande opsteek. En is nou hierdie groenerige, ek weet nie wat, is dit tee? Hulle sê dis eintlik tee, maar hy goed is so sleg, jy kan hy goed nie in jou liggaam kry nie. Maar die oomblik as hulle iets niets kry, dan sê ek, laat ek proe, want my oudste dogter sal dadelik vir my sê, what is the result gonna be? That's the result. That's the result. En weet jy hoe baie kinders van die Here raak gewoond aan die cappuccino? Dat niks anders te maak weer vir hom saak nie. Hy staan Sondag vir Sondag in die ry van God se heerlikheid, en as hy Sondag hier opdaag en daar gebeur iets soos vanmôre wanneer die kindertjies opdaag en die Here werk so 'n bietjie anderste, dan skielik raak dit buite ons comfort zone, en dan wil ons nie hê God moet progressief werk nie. Kom ons wees eerlik, ons hou van status quo. Gaan Spur toe en bestel 'n fillet medium rare. En volgende maand, waartoe gaan ons? Spur toe, fillet medium rare. En skielik kom ek hier in die Kaap en die mense begin praat van viskuite. Ek het nooit eens geweet 'n vis het 'n kuit nie. En partykeer word ons blootgestel aan dinge wat ons ritmies, progressively, it wants to change us. Maar ons hou van cappuccino. En dis hoekom hierdie naweek vir my so besonders is, want skielik is God besig in hierdie gemeente om 'n ontwikkeling te kan doen. Ek weet nie of jy dit in die gees ervaar nie, maar God is besig om in Lening Christus Kerk, Parow Gesinskerk, iewers te homself te kom vestig en te kan sê, I'm going to work progressively in this congregation and I'm going to pour out my spirit. En die eerste brief van Hebreërs, nogal die eerste vers begin baie interessant. Hy sê dat nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, en dan kom hierdie wonderlike stelling, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Jy sien, wanneer ek en jy ritme verstaan, dan beteken dit dat daar altyd ritmies iets met ons gaan gebeur en dit gaan ons lewens verander. Kan jy onthou toe jy nog ritmies fiks was? En gister het ek hierdie ervaring gehad, en terwyl ek daar by strand loop, daar by Melkbos, en die wat my volg en my tye dophou, moenie daarna kyk nie, en terwyl ek daar loop, dan sien ek hoe ver is die omdraaipunt, dan sê ek vir myself, Here, ek moet nog terugloop ook nog. En partykeer wil God ritmies, progressively, wants to do things in our lives, but we tend to hold status quo. Maar my ma en my pa het so gedoen.
Nou ek weet nie of jy weet van hierdie verhaaltjie nie, dalk het jy dit gehoor van hierdie ma wat hulle het hierdie skaapbout gebak elke keer as hulle by mekaar kom en dan het hulle die kante van die skaapbout gaan afsny. En dan vra die klein dogtertjie vir die ma nou, hoekom sny julle die kante af van die skaapbout? En dan sê die ma, vra vir jou ouma. Dan gaan sy na haar ouma toe en sy sê, ouma nou, hoekom sny julle die kante van die skaapbout af? Sy sê, nee, gaan vra jou ouma groetjie, gelukkig het sy nog 'n ouma groetjie gehad, en sy sê, ouma, hoekom sny julle die kante van hierdie skaapbout af? En die ouma groetjie sê, omdat ons potte kleiner was. En baie keer wil God in sy grootheid homself kom openbaar, maar ons verstaan nie dat hy progressief homself wil kom openbaar nie. En in hierdie laaste dae wil hy homself kom openbaar deur sy seun Jesus Christus, wat net nooit dieselfde gekyk na kan word nie. Vir elke geslag word Christus iets niets. Vir elke bekeerling raak Christus iets kosbaars wat hy nie vir iemand kan beskryf nie. Maar ongelukkig het die vyand dit reg gekry om stroppe, om mense se nekke te kan sit, sodat hulle nie progressief kan groei nie. Hy wil jou graag vasgevang hou in donderdag aand se boodskap. Dit wat ons gister en eergister gedoen het, gaan dalk nie nou werk nie, maar God het iets nuuts, halleluja, wat hy besig is mee, en hy wil dit progressief in ons lewens openbaar. Van begin af is alles ons ritmies. Adam en Eva het gekom, Moses en sy wette, uiteindelik die rigters en dan die konings, en dan kom die profete, en skielik verander die wêreld se ritme. En so 'n bietjie meer as 2000 jaar terug, toe hang daar 'n man op 'n kruis, en hy bring 'n ander ritme. Hierdie Jesus is so kontroversieel, dat hy sê, ek het nie gekom om vrede tussen pa en seun te maak nie. Inteendeel, wanneer hulle in dieselfde huishouding is, gaan hulle verskil oor my en oor my heerlikheid. Want die pa verstaan die gister, maar die seun verstaan dalk die toekoms, of andersom. Iewerste wil hierdie Jesus homself kom openbaar, want hy het 'n lig geword wat progressief in mense se lewens geopenbaar wil word. En wanneer hierdie Jesus dan sterf, dan gebeur daar iets baie interessants. Hy stuur sy Heilige Gees, en hy sê, gaan woon in mense. En wanneer die kerk die Heilige Gees aanneem, en hom deel van sy lewe maak, dan hou hy hierdie selfde Heilige Gees in een boksie vasgevang. En ek onthou vroeër jare het hulle so speelgoed boksie gehad, wat toegemaak word, en as jy hom so skud, dan skree hy, get me out of here! Get me out of here! En vandag roep die Here, get me out of here, because my spirit does not move into a tradition, but it moves, hallelujah, like the wind that we cannot. Ons weet nie eens waar die wind vandaan kom nie, sê die woord, maar hy waai uit 'n rigting uit, noord of suid of wes of oos, maar iewerste het God 'n little light of mine, wat hy wil kom wys hier vanmôre, en hierdie kinderkerk het vanmôre 'n salwing in hierdie kerk ingebring, en God sê, laat ek hierdie ritme 'n bietjie verander van die gemeente, want ek is besig om progressief mense se lewens totaal en al te verander.
Want die woord van die Here sê in Spreuke 4 vers 18, hy sê die pad van die regverdiges is soos die môre lig wat al helderder word tot die volle dag toe. Ek hou van wat die engel sê, that shines brighter and brighter until it reaches its full strength and glory in that perfect day. God het vanmôre 'n progressiewe oomblik. As jy onthou van die ritme, sy eerste Sondag, die dinamo is God besig om op te wek. Waardeur doen hy dit? Hy begin deur sy Heilige Gees. Dis die ritme. Dis ritmies. Het begin. Ek onthou toe die kerk ritmies gebid het. Kan julle dit onthou? Toe hulle begin, vanmôre terwyl ons hier staan, toe hoor ek, daai ritmiese gebed is besig om plaas te vind. Mag God weer sy kerk help, dat ons begin ritmies weer, in 'n eenheid begin kom, en sê, Here, laat toe, dat daar iets progressiefs in my lewe gebeur. Hierdie is een van die mees besonderse verhale in die Bybel. In Genesis 22 kom Abraham en hy kry 'n opdrag van God. En God sê, vat jou seun en gaan offer hom. En hier gaan hierdie man en hy loop. En terwyl hy loop, vra sy seun vir hom, nou waar is die offer? Waar is die lam? Wat gaan ons offer? En hy stap aan net, want hy het 'n openbaring by God gekry. En dan stap hulle tot hier onder by die berg, en dan is die openbaring nog steeds, gaan offer jou seun, en dan vra sy seun, pa, moet ek houtjies by mekaar maak? Ja, bring. Maar waar is die offer, pa? God se openbaring. Want God se openbaring is progressief. Jy sien, ons loop partykeer na die berg toe, en ons moet die berg gaan uitklim. Maar God is besig met 'n openbaring, 'n progressiewe iets. En baie keer hou die vyand ons vas met stroppe, want hy wil nie hê dat ons moet verstaan dat God is besig met iets nie, en daarom wil hy altyd hê, ek en jy moet in die berg vas kyk. Ek weet nie wat het Abraham gedoen nie. Dalk het hy sleepvoet daar opgeloop. Dalk het hy by tye heeltemal net gerus. Dan sê sy seun, pa, maar jy's fiks genoeg, hoekom loop ons hier net nie? Nee, kom ons rus net 'n oombliekie. Want Abraham het begin bewus raak dat God is besig om progressief in sy lewe te werk. Hy het nie geweet hoe nie. Hy het nie geweet wat gaan God doen nie. Maar hy het geweet God is besig met iets. Hoor gou gemeente, God tel geslagte op, verskillend as in ons jare. Hy gaan nie dieselfde werk as in die 40's nie. Hy gaan nie dieselfde werk as in die 80's nie. Hy gaan nie dieselfde werk as in die 2000's nie. God is progressief besig om ons by die berg op te kan kry, want daar is 'n openbaring wat gemaak moet word. En wanneer hulle uiteindelik bo kom, dan moet hy nou hierdie nuus vir hom deurgee. En hy sê, gaan lê net daar. Het is baie interessant dat die Bybel nie veel goed beskryf nie, né? Maar hierdie seun het dalk gevra, maar pa, is dit dan ek? En die volgende oomblik toe sien hy sy pa met 'n mes staan. Maar sy pa het geweet, God is besig met iets progressiefs. Halleluja, hy het geweet, daar's 'n stem uit die hemel wat met hom gaan spreek. Loof die Here, want hy is progressiewe God. Halleluja, as Abraham nie God se stem gehoor het nie, dan het hy die mes gevat en hy het sy nageslag doodgemaak en sy nageslag was verby. Maar God, halleluja, dink verder as enige iemand anderste, en net toe hy sy hand uitsteek, toe praat die stem met hom. En Jesus klim in die water en hy moet gedoop word. God is progressief. En skielik gaan die hemel oop. En dan sê hy, hier
is my geliefde seun. Halleluja, in wie ek 'n welbehae het. Ek gaan progressief deur hom hierdie wêreld se lewe totaal en al verander, want ek is 'n God van openbaring en van heerlikheid en van krag. Halleluja. God wil altyd toelaat dat ek en jy meer van hom ontdek. Die strop van 'n Pinksterkerk is die tradisie dat as die Heilige Gees werk, is dit een of ander movement. It's not a movement. It's a showing of who Jesus is. Halleluja. Nêrens mag enige aksie die beeld wegvat van Christus nie. Hy sal altyd sy kerk ritmies stoot, dat hulle meer en meer en meer en meer van hom sal ontdek. Ag, ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie genoeg kry van Jesus nie. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, the more, hallelujah, he unfolds. Sy naam is vanmôre Jesus en hy wil geopenbaar word. Kerk van die Here, pas op vir 'n godsdienstige tradisie. Ek is 'n groot voorstander daarvan dat mense tale moet praat. Maar ek is nie 'n voorstander daarvan dat mense moet tale praat, dat ons 'n statistiek bymekaar maak en sê, hierdie gemeente, hierdie naweek het daar 50 mense in tale gepraat nie. Nee. Here, gee ons vanmôre progressiewe openbarings, dat as mense tale sal spreek, soos wat Leon donderdag aand gesê het, dan verkondig hulle die heerlikheid van God. Halleluja, dalk in Engels, dalk in Zulu en Xhosa, maak nie saak nie, maar laat mense weer Christus openbaar. Halleluja, as die Gees werk, laat hy progressief werk, laat mense Jesus kan beleef en kan ervaar. Oh Lord, is 'n anointing van die Heilige Gees by die platform. Ek weet nie of dit daar in die banke is nie, maar hier is vanmôre 'n spesiale salwing van God in hierdie plek. Halleluja, sy Gees wil ons vanmôre in 'n progressiewe openbaring inbring, wat hy vir ons wil kom sê, hey, kyk net so bietjie verder. En hoekom wil God hê ons moet progressief raak? Want in die eerste plek moet ons verstaan dat ons by geloof moet uitkom. Hoe langer jy 'n strop aan jouself laat sit, hoe minder geloof begin jy te leef. Niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur geloof nie. En ek en jy moet daarin glo dat Christus die Seun van God is. Ek het dit nie voorberei nie. Ek wil gou 'n strop aanspreek. Hoor gou hier. Is nie mense wat tale praat wat hemel toe gaan nie. Is nie mense wat profeteer wat hemel toe gaan nie. 1 Johannes hoofstuk 3 en 4 en 5, jy kan dit gaan lees. Hy vertel vir ons hoe gaan mense hemel toe. Hy sê hulle wat bely dat Jesus die Seun van God is en die openbaring, 'n progressiewe openbaring gekry het dat hy die Seun van God is. Hy sal geregverdig word. En hoe lekker is dit nie om te weet dat ek en jy gaan hemel toe gaan nie. En al hoekom hy sy Heilige Gees op hierdie aarde uitstort,
Van donderdag aand af het dit gebeur, vrydag aand, saterdag het dit gebeur. As ons wag, dan gaan daar iets gebeur. En het gaan gebeur dat ek en jy nou op hierdie aarde 'n verskil kan maak deur die progressiewe openbarings van God. Hoe lekker sal dit nie wees, as die kindertjies hier staan, en is nie een persoon wat vir hulle moet profeteer nie, maar hy's manne en vroue wat hier uitstap en sê, God het dit aan my aan jou geopenbaar. God het dit aan my geopenbaar, ek wil vir jou dit sê, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou bemoedig. Hier's 'n jong dogtertjie, ons het vanmôre vir haar gebid, ek het nou haar naam vergeet, sy het daar voorgesit. Danica gaan deur 'n haar ma en pa sal nie omgee as ek dit vir julle sê nie. Sy gaan deur 'n traumatiese skoolervaring. O, maar mag God gee vanmôre dat sy 'n progressiewe openbaring by God sal kry, dat God haar vanmôre sal aanraak en haar omstandighede sal verander, dat sy waarlik met God te doen sal kry. Openbaring Efesiërs 5 vers 18 vertel vir ons waar word met die Gees vervul, be filled with the Holy Spirit. Wil jy weet hoekom wil God ons vervul? Want dan moet transformasie plaasvind in ons lewens. Eers word Abraham 'n vader, maar dan word hy die vader van geloof. Dit is interessant, hy kry hierdie wonderlike seun. En dan sê die Here vir hom, hierdie wonderlike seun van jou, gaan offer hom. Here, ek weet nie van julle nie, maar ek sê baie keer vir die Here, ek verstaan regtig nie. Ek verstaan regtig nie. Ek loop partykeer hier om die kerk, dan sê ek, ek verstaan regtig nie, Here. Maar wanneer jy progressief met God besig is, dan kom jy agter gisteraand se boodskap, as jy gewag het, dan begin God homself te openbaar in sy heerlikheid en in sy krag. Halleluja. Mag die Here vanmôre gee dat ek en jy gevul sal word met die Heilige Gees. Ek wil net hê jy moet iets verstaan van hierdie skrifgedeelte wanneer hy sê en word met die Heilige Gees vervul, be filled with the Holy Spirit. Daai Griekse woordjie vervul beteken om gedurig deur opgetop te word. Dis nie iets wat kan ophou nie, dis konstant aan die gang. Daarom het ek en jy nodig dat die Heilige Gees daagliks in ons lewens sal werk. Ek wil sommer vir hierdie gemeente vra, moenie die Heilige Gees op 'n Sondag hier kom soek nie. Ja, gaan nou 'n stelling maak. Skus julle, die Heilige Gees leef nie hier nie. Hy bly regtig nie hier nie. Daar's geen plek in hierdie gebou waar hy vassit nie. Hy kom wanneer die tempels van die Here op 'n Sondagmôre wakker word en sê, nou gaan ek na die huis van die Here toe. En wanneer hulle by mekaar kom, dan gebeur daar iets. Dan begin die Gees te beweeg. Ek het nog net 3 punte en dan sluit ek af. Hoe kan ek hierdie progressiewe openbaring kry? Are you ready for a change? It's so easy to say amen. Hulle lieg as hulle sê, change is as good as a holiday. Hulle het nog nooit getrek nie. Dis so lekker wanneer 'n verliefde paartjie by mekaar aankom, hulle sê change is as good as a holiday, trou. Dan kom hulle agter, maar die huwelik is die bril. Iets anderste. Want ons altyd progressief. Daarom sê die woord yster slyp yster, so slyp die een die ander.
En wanneer mense by mekaar kom en daar kom veranderinge, dan is dit nodig dat 'n gemeente by mekaar sal kom en sal sê, Here, U is besig. You are progressively doing something. I don't know what, but I just want to say, Lord, keep me and guide me and walk with me. Ek weet nie hoekom sal ek dit sê nie. Jy kan nooit vir my kwaad raak, dit is onmoontlik. Maar as dit gebeur, moenie by die huis gaan sit nie. Moet dit nie vir ander mense vertel nie. Kom sê dit vir my. Ek kan jou beloof, ek is een van daai ouens wat dadelik gaan bely as ek skuldig is. Maar as ek nie skuldig is nie, gaan ek ook vir jou sê, sorry. Moenie dat die vyand 'n strop om jou nek sit en vir jou sê, jy's nie goed genoeg vir mense nie. Hoor gou hier, elkeen in hierdie gemeente is belangrik. Dalk is jou rol dalk 'n bietjie meer weggesteek, het jy donderdag aand as jy hier was, gehoor, dat party mense is hier in die agtergrond, Estienne het dit vir ons gesê, en ek wil vanmôre dit ook vir jou sê, God wil jou gebruik. Get ready for a change. Number 2. Raak honger vir nuwe dinge. Die lekkerste is jy 'n nuwe selfoon kry, né? Maar ek kan nooit soos Lindy wees nie. Want Lindy vat daai selfoon en check elke ding. Lindy het apps. Ek het vir haar gesê, gewonder jou foon is so stadig nie. Daar's 'n app vir elke ding. Sy sluit by groepe aan op Facebook, dieregroepe en gorillas en donkies en honde en katte en voëls en enige ding wat sy in die hande kan kry, daar sluit sy by aan. Maar weet jy wat, sy is meer progressief as ek. En baie keer sit ons in die gees en ander mense het apps gedownload en ons is jaloers oor hulle apps. Terwyl God vir almal toegang gegee het tot sy seun. Deur die Heilige Gees. Ek wil jou vanmôre vra, kry weer 'n honger vir God se woord. Drink dit in, eet dit, maak dit deel van jou daaglikse bestaan. Moet dit nie gebruik vir 'n AK-47 nie. Here, ek pleit die bloed van U oor dit, praat met my, amen. O Here, dis baie hard. Begin dit te lees. Moet dit nie probeer openbaar nie. God gaan progressief dit aan jou beginne openbaar. Hy gaan vir jou Jesus hier in alles wys. Oh Lord. Ek sluit vanmôre af met hierdie skrifgedeelte. 2 Corinthians 3 verse 18, we are progressively being transformed into His image. From one degree of glory to an even more glory. God does not have one glory. He is the glory. Elke keer wanneer ek Openbaring lees, dan lees ek dit nie om te hoor wanneer kom die Here Jesus nie. Ek lees dit want elke keer dan, wanneer ek lees, dan sien ek, maar Jesus word dan maar mooi uitgebeeld hierso. Hy wat staan tussen die goue kandelaar, wat die Orion in sy hande vashou. O, halleluja! As jy na hom kyk, dan glinster sy oë soos vuur, sy voete soos koper. Halleluja, hy het 'n wit kleed aan wat omgord is met 'n goue band, want hy is die koning van die konings. Ja, in hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en hy wil progressief vanmôre homself aan jou openbaar. En hoe? Dat ek en jy vanmôre sal vervul word met die Heilige Gees. Want is die Gees van God wat die dieptes van hom deursoek
En hy sê, kom ek vat jou weg van 'n cappuccino. En ek maak aan jou iets moois bekend. Kom ek sit jou by 'n plek waar jy Christus in sy volheid en in sy heerlikheid kan ontdek. Ek kry nou skielik sommer so in my gees 'n ervaring van iemand wat sê, ja, hy verstaan nie my probleme nie. Ek wil vir jou sê, almal van ons het krisisse. Sommige sinne is net groter as ander. Maar een ding wat ek geleer het oor die lewe, He has never failed me yet. Ek wou dit nie gedoen het nie, maar die Heilige Gees druk dit op my hart en ek mag dalk nou 'n foutjie maak. So my vrou sal na die tyd vir my sê, ek dink jy moes dit gedoen het nie. Maar so tydjie terug, my dogter was in 'n verhouding, was haar heel eerste verhouding, 27 jaar oud, super verlief. Sy was verby haar ore verlief. En toe ons trek, toe sê sy vir ons, okay, want ek gaan agterbly, want my ander helfte is hier. En ek het ook gedog, hulle twee gaan trou. En nou so rukkie terug, toe op 'n baie slegte manier, maak die seun met haar uit, of nou nie op 'n slegte manier nie, hulle het oor dit gesels, en die man maak met haar uit, ek sê nou seun, maar die man maak met haar uit. En skielik, voel sy hierdie alleen ervaring. Dan bel sy my vroegoggende. Dan huil sy en sê sy, ek's alleen. Julle moet vir my werk kry in die Kaap. Sê ek vir my kind, ons moet nou die Here vertrou. Ons moet nou staat maak op hom. Ons moet nou vashou aan dit waarmee hy besig is. Ons kan niks doen nie. En jy kan ook nie net jou werk los nie. Want dan gaan definitief vir twee sorg. Nee, dit is net 'n grap. Maar een môre bid ek en sy saam op die telefoon. En ek en sy het 'n gewoonte gehad vroeër jare, as sy in die huis was en daar's 'n omstandigheid, want ek en sy altyd hande gevat en sê ek van kom ons gaan na die Here toe. Dan eenvoudige gebed, niks smarts nie. Wat ons gewoonlik net gebid sê, Here, doen u werk wat u mee besig is. En daai môre bid ons vir haar. En nou so 'n week en 'n half terug laat weet sy ons 'n skool hier in die Kaap nooi haar vir 'n onderhoud oor die internet. Net iets vir jou sê, my dogter het 'n departementele pos. Met ander woorde, die staat kyk mooi na haar. En sy sê, sy weet nou nie, sy gaan moet hoor wat die salaris is en alles, want sy gaan met mooi berekening doen. Maar ek weet, vir die wat op die Here wag. En donderdag gaan sy vir die onderhoud en klaar met die onderhoud en bel ons en sê vir ons, onderhoud het goed gegaan, maar hulle sê vir haar, sy moet verstaan, sy is departementeel en hulle weet nie. Maar Vrydagoggend, toe bel die skoolhoof haar. Sy vra ons is so beïndruk met jou onderhoud. Ek vra vir jou om met jou hoof te gaan praat, sodat hulle interne oorplasing kan doen, van Noordwes af Weskaap toe. God kan progressief werk. Op maniere sê my nou môre met haar skoolhoof gaan praat, bid vir haar dat die Here die wysheid en die woorde sal gee, om met daai hoof te kan praat, en daai hoof is maar vol dinge. Maar vanmôre weet ons, God kan homself openbaar. Hier's 'n vroukie in die gemeente, en ek wil nou nie eintlik vir mense kyk, dat jy nou nie weet van wie ek praat nie. Maar ons sit by die nood vir nood, en terwyl ek al sit, toe sê die Heilige Gees my, gaan sê vir haar hierdie woorde. En ek stap na haar toe, sommer net daar by die nood vir nood, en ek sê vir haar, Here sê dit. En sy sê vir my agterna, niemand het geweet nie.
Maar sy het geweet dat God met haar moet praat. Is so wonderlik wanneer God progressief in iemand se lewens werk. Hoor gou hier, God wil jou gebruik. Maar hy wil hê ek en jy moet progressief from his glory to even more glory begin beweeg. En wie wil vanmôre saam met my sê, Here, ek is nou regtig moeg vir cappuccino. Dis tyd vir 'n verandering, Here. Dis tyd vir 'n transformation. Dis tyd dat daar progressively iets met my moet gebeur. Sien julle daarna uit dat Norman een van die dae gaan preek? Prys die Here. En daar sit ek hom mooi in die spotlight. Hy het op ons groep gesê, hy het net 'n maand nodig om af te sonder, ons gaan hom 'n maand gee om af te sonder. Weet jy hoekom? Want God gebruik wie hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil. Oh, God is busy moving. Ek sê vir jou, God is besig om te beweeg. Ek wil afsluit, maar die Heilige Gees sê vanmôre vir my, wie wil vanmôre sê, Here, I want to progressively move. As jy opstaan vanmôre, wil ek jy moet uit jou bank uittreë as jy kan. Anders is net links of regs, maar eintlik is dit nie 'n beweging vorentoe of agtertoe nie. Maar as jy kan, klim uit en loop 'n bietjie vorentoe, sê Here, I want to move progressively forward.